Ek wil vanoggend begin hierdie boodskaptitel se wie se las dra jy. Ek wil begin deur 'n stelling te maak vanoggend wat ek dink absoluut pertinent vir ons is om te verstaan hoekom ons baie keer nie seker is van God se wil vir ons lewe nie. En in my voorbereiding die week en dit wat ek in my hart voel die Here vir ons wil sê, dink ek is hierdie so belangrik vir ons. Jy weet, daar's so baie mense wat gebuk staan onder laste op die oomblik. Ek weet nie waaronder jy gebuk staan nie. Ek weet nie wat swaar weeg op jou nie. As jy nie op die oomblik 'n las het in jou lewe nie, kan ek jou waarborg, daar gaan 'n tyd kom wat jy een gaan hê. Elke een van ons gaan die gewig van laste in hierdie lewe ervaar. En ek het hierdie week besef, ek het vir die eerste keer besef, dat die rede hoekom ons baie keer soveel laste dra, is sodat ons nie ons kruis kan dra nie. Ek wil hê dit moet net by jou insink op die oomblik. Nêrens in die skrif, ek het dit gaan navors, ek wou seker maak dat ek dit reg leer vanoggend en dat ons dit reg verstaan, maar nêrens in die skrif gee die Here vir ons laste om te dra nie, nêrens nie, maar hy gee vir ons 'n kruis. En wat met baie mense gebeur is, ons gaan so gebuk onder die laste, dat ons nie meer die kruis optel, wat Jesus vir ons bedoel het om te dra nie. En ek gaan vir jou wys vanoggend in die skrif wat ons veronderstel is om met laste te doen, maar jy was nooit veronderstel om laste langs jou lewenspad op te tel en hierdie laste te dra, wat jy so swaar aandra nie. En ek gaan vanoggend spesifiek wees oor watter tipe laste ons baie keer dra. En ek hoop jy kan dit afskud vandag. Ek hoop jy kan vrykom van laste vandag, dat jy weer jou kruis kan optel. Ek het gisterand, ek het nog nie met Chantal dit gedeel nie, ek het gisterand, sy het net in die slap geraak, en ek was besig om nou iets te kyk van John Bevere. Ek weet nie wie van julle het al gehoor van John Bevere nie. Ja, en hy het iets baie mooi gesê. Hy het gesê dat, jy weet, Jesus het 'n stelling gemaak, my kos is om die wil van my Vader te doen. Toe sê dat mense is geestelik uitgehonger as gevolg van ongehoorsaamheid. Ek hoop nie hierdie gaan oor ons koppe nie. Kom ek sê dit op 'n ander manier. Jy kan, as jy dit gevang en dan kan jy net amen sê, maar luister hierna. Wanneer Jesus die wil van die Vader gedoen het, was hy gevoed daardeur. Wanneer ons in gehoorsaamheid lewe, word ons gevoed, maar wanneer ons nie in gehoorsaamheid lewe nie, word ons geestelik uitgehonger. Het julle hom? En dis wat gebeur wanneer jy nie jou kruis kan optel nie. So wanneer ons onder laste gebuk staan, dan verhoed dit dat ons kruis in gehoorsaamheid optel om Jesus te volg, soos wat ons moes, want ons word so onderdruk deur laste wat swaar weeg op ons. En dis hoekom ons so uitgehonger voel baie keer en geestelik droog voel. Maar vanoggend gaan die Here deur die waarheid van sy woord. Wat doen die waarheid? Kom sê vir my vanoggend, wat doen die waarheid? Dit maak ons vry. En ek wil vanoggend vir jou sê, ek het dit ongetwyfeld, ek het 'n sekerheid dat as jy vanoggend ingekom het met swaar laste wat op jou weeg, dat jy vry gaan uitstap. Amen. Wie wil vry uitstap? Ons gaan vanoggend vry uitstap. Baie van God se volgelinge, baie gelowiges vandag, is baie moeg en oorlaai en ook uitgebrand. Maar nie omdat hulle gehoorsaam is nie, as gevolg van al die laste wat hulle dra, wat God nooit op hulle gesit het om te dra nie. Ons is geneig as mense om deur ons lewe dinge op te tel wat nie ons sin was nie. Ek en jy tel baie keer dinge op wat nie ons sin was om in die eerste plek te dra nie. En die skrif is duidelik oor wat laste is, en dit is duidelik dat ons nooit bedoel was om laste te dra nie, maar eerder ander mense te help om hulle laste te dra, terwyl ons kruis optel om Jesus te volg. Ek wil vanoggend vir jou vra, en ek wil jy moet vir die persoon langs jou kyk en miskien dieselfde vraag net vra, net dat dit huis toe kom vir hulle.
Hier is die vraag wat ek wil hê, jy moet vir die persoon langs jou vra vanoggend. Wat dra jy, wat God nooit vir jou gegee het om te dra nie? Kyk vir iemand vanoggend en sê vir hulle, wat dra jy, wat God nooit vir jou gegee het om te dra nie? Ek wil vir jou 'n paar voorbeelde gee van laste vanoggend. Ons gaan hulle op skerm vir jou sit. Ek wil baie vlugtig deur dit stap, want ek wil by 'n storie uitkom wat ek jou wil vertel. Eerste aspek hiervan is emosionele laste. Skuld oor dinge in jou lewe wat God reeds vergewe het. Ek weet nie wie kan vereenselwig met dit nie. Die volgende een is 'n groot een. Die sin van verantwoordelikheid wat jy het vir keuses wat ander mense gemaak het. Dit is 'n las wat jy dra. Iemand anders het 'n slegte keuse gemaak en jy het verantwoordelikheid daarvoor gevat. Onverwerkte trauma of seer in jou lewe is 'n las wat jy opgetel het. En vrees vir die toekoms is hier is net 'n paar voorbeelde van emosionele laste wat ons baie keer optel langs ons lewenspad. Behalwe vir emosionele laste is daar mentale laste of ek wou sê geestelike laste, maar daar's geestelike laste is eintlik anders, maar ek dink jy weet waarvan ek praat wanneer ek praat van mental burdens, nee, hierdie laste wat in jou denke sit en daar bly. Dit is dinge wat jou vrede steel. Mentale laste is dinge wat jou vrede steel. Hier's 'n paar voorbeelde. Konstante ooranalise van dinge in jou lewe. In Engels sou ons gesê het overthinking. Ek het al baie na die Here toe gegaan met die in my eie lewe. Met overthinking, jy oordink dinge net te veel. Selfveroordeling. Jy veroordeel jouself selfs nadat God jou vergewe het. Oordeel jy jouself. Ek's nie goed genoeg nie. Ek's nie waardig nie. Die las om ander mense, om almal om jou heeltyd gelukkig te hou. Ek weet nie wie, ek moet nie eers jou hand opsteek nie, maar ek weet nie wie van ons sou vanoggend ons hand opsteek en sê ek is 'n people pleaser nie. Want dis 'n las wat jy gaan dra. As jy almal om jou tevrede wil probeer hou. Jou vergelyking met ander mense. Hierdie ons het al gepraat van die lokval van vergelyking. Miskien weer daaroor praat, maar jy vergelyk jouself met ander. Dis maklik om op Facebook te gaan en te gaan kyk waar mense wat saam met jou op skool was nou al is in die lewe. Jy weet, en hulle het die huis en die kar en die boot en jy sukkel nog om werk te kry. En dan om daarna te kyk en vir jouself te sê jy's nog goed genoeg. Mense worstel hiermee, dis 'n las, dis 'n onnodige las wat jy opgetel het en wat jy dra. En dan hierdie behoefte aan beheer, 'n beheerbehoefte in jou lewe. Ons sou gesê, party van ons sal van onsself sê ek's 'n control freak. Weet julle wat ek bedoel as ek sê control freak, né? Party van ons sou dit sê, maar hier is hier die behoefte aan beheer en tog nêrens gee die skrif vir ons die mag of die krag of die mandaat om enige iets te beheer behalwe onsself nie. Selfbeheersing is 'n vrug van die Heilige Gees. Dan is daar verhoudings en sosiale laste en wat hierdie laste doen is dit steel die grense rondom jou lewe. Daar moet grense in jou lewe ook wees. Byvoorbeeld om die redder in elke verhouding te wees. Elke keer wat daai persoon in die moeilikheid is, dan spring jy in en jy red. Ek weet van 'n gesin, die hele familie, behalwe een familielid was vermoor, omdat die pa bly red het. Sy seun bly red het, tot sy eie seun op hom gedraai het en sy familie doodgemaak het. Jy kan nie die redder wees in elke verhouding nie. Loyaliteit aan disfunksie. Dis my familie, dis my mense, so dis my verantwoordelikheid. Jy is nie verantwoordelik vir ander mense se besluite nie. Jy is nie verantwoordelik vir ander mense se keuses nie. Partykeer word ons lojaal aan disfunksie. En dan is daar onuitgesproke verwagtinge. Daar's mense om jou wat nog nie eers noem dat hulle las het nie, en jy wil inspring en red en verander en help. En dit kom van 'n goeie plek af, maar jy tel partykeer 'n las op. Ons is veronderstel om mekaar te help, om mekaar se laste te dra. Jy is nie veronderstel om iemand anders se laste vir hulle te dra nie. Dit is baie belangrik om dit te verstaan. Mense verander nie tensy hulle die gevolge van hulle besluite self moet dra en 'n verantwoordelikheidsin daarvoor moet ontvang nie. Maar ons kan mekaar help om mekaar se laste te dra. Dan is daar ook geestelike laste.
En dit is baie algemeen onder gelowiges in die kerk vandag, geestelike laste, en voorbeelde hiervan is byvoorbeeld prestasie in plaas van verhouding met God. So ek moet 'n sekere titel of 'n sekere bediening of 'n sekere iets hê, maar jou verhouding met God is baie belangriker en jy kan hierdie prestasiegedrewendheid optel. Ek wil weer sê wat ek onlangs gesê het toe ons gepraat het oor vas en gebed. God stel nie te veel belang in prestasies nie, waarna hy eintlik kyk in jou en my lewe is postuur. Amen. Wat sê ek van postuur? 'n Hart van nederigheid, sagtheid. Jesus het gesê ek is sagmoedig en nederig van hart. Daai postuur, dis hoekom ek nou gesê het ons moet kan buig voor God. God kyk nie na my prestasie nie, kyk nie hoe oulik ek lyk en hoe ek preek nie, hy kyk eerder na die postuur van my hart. Is daar 'n nederigheid voor hom? Dan 'n geestelike las is om te dink alles hang af van jou gebede, jou gehoorsaamheid, jou krag. Godsdienstige skuld, daai gevoel van ek doen nooit genoeg nie, kan 'n las word. Ek moet meer doen, ek moet meer doen. Een leier het gesê, hy het dit in Engels gesê, het gesê, when God made humans, he made human beings, not human doings. Human beings, wees net. Moenie te bekommerd wees om heeltyd te presteer, om heeltyd goed genoeg te voel nie, om heeltyd genoeg te doen nie. Wees net wie God jou geroep het om te wees. En dan is daar wettiese verwagtinge. Dit is eintlik net reëls wat swaarder is as genade. Daar's tientalle voorbeelde in die skrif hiervan. En dan laastens praat ons van praktiese of lewenslaste. Mense wat in finansiële skaamte woon. Hulle skaam oor hulle finansiële omstandighede en werksidentiteit. Wie jy by die werk is. Miskien het jy nie die beste rol in die kantoor of in die werk waar jy werk nie. En dit laat jou voel asof jy nie goed genoeg is nie. Jy moet 'n beter rol, jy moet 'n beter jy weet een uitgesê, ons noem dit die land van ER. Ekskuus, ek kan nie altyd mooi sê nie, want ek brei mos. Ek weet nie wie van julle ook brei nie. Ek is baie kwaad vir Paulus, want hy het soveel in die Nuwe Testament in die Afrikaanse Bybel ingesit. Elke keer wat ek iets lees, dan sê Paulus iets van en dan vang dit my agter die kansel. Maar iemand het gesê die land van wil altyd beter, sterker, mooier, ryker, groter. Weet jy wat kom met die land van Jy kry nooit rus nie. Jy kry nooit rus nie. Want die oomblik wat jy sterker is daar iemand sterker as jy. Die oomblik wat jy ryker geword het, is daar iemand nog ryker as jy. Daar's geen rus nie, daar's geen einde daaraan nie. Dit steel jou vrede. Hierdie is laste wat ons optel langs ons lewens. Hier's net 'n paar voorbeelde van ons lewenspad. Maar kom ek wys vir jou wat die Bybel sê omtrent laste. Hier is 3 kernverse vir wat die Bybel self sê rondom laste. Ons sit dit vir jou op skerm. Psalm 55 vers 23 sê, werp jou las op die Here. Sê dit jy moet jou las optel? Moet jy jou las opneem of moet jy jou las afwerp? Jy moet laste afwerp, nie laste optel nie. Tweedens sê dit vir ons daar, Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Kan jy die sinnetjie klaarmaak? Wat sê dit volgende? Dankie Ben. Ek sal julle rus gee. Met ander woorde, ons is nie bedoel om belas te wees nie, ons is bedoel om rus te hê. En dan laastens sien ons in Galasiërs, die enigste ding wat jy moet doen, as jy gaan laste aanpak, is om iemand anders te help om hulle las te dra. Dra mekaar se laste en so vervul die wet van Christus. Kom ek gee vir jou 'n paar kerngedagtes vir vanoggend, wat jy saam met jou kan huis toe vat. En dan gaan ons praat oor wat die Bybel sê ons moet dra. Nie alles wat swaar voel, wow, ek hoop hierdie maak iemand vry vanoggend, nie alles wat swaar voel, moet opgetel word nie. Nie alles wat swaar voel, hoef opgetel te word nie. Nie alles is joune om te dra nie. Nie alles is joune om te dra nie. Jesus nooi ons nêrens om laste op te tel nie, maar eerder om dit neer te lê.
En wanneer ons mekaar help om mekaar se laste te dra, luister mooi vanoggend, dit is nie dat ek jou help in plaas van God nie, dit is dat ek jou help saam met God, want die wet van Christus is die wet van liefde. En so as ek jou lief het, wil ek jou help. As ek jou lief het, wil ek jou bystaan. As ek jou lief het, wil ek vir jou omgee. En so vervul ek die wet van liefde, die wet van Christus. Ons dra dit saam met God, maar in daai oomblik wat jy iemand help om hulle laste te dra, word jou hande sy hande, jou voete word sy voete. Maar daar is iets wat die Bybel vir ons sê, ons wel moet dra, en ek sit vir die vers op skerm, Lukas 9, vers 23, hy sê vir die disippels. Is dit wat dit sê? Vir wie sê hy? Hy praat met almal. So kyk vir die persoon langs jou en sê, jy ook. Hy praat met jou ook. Hy praat met almal. As iemand, enige een van ons hier 2000 jaar later sou besluit om agter hom aan te wil kom, moet hy homself verloon en sy las elke dag opneem en hom volg. Las of kruis. Las en kruis is nie dieselfde nie. Ek gaan vir jou nou wys hoe verskillend las en kruis is, maar wat beteken dit om jou kruis te dra? Om jou kruis te dra is om gehoorsaam aan Christus te lewe, al kos dit jou iets. Al kos dit jou iets. Om in waarheid te lewe, al kos dit jou reputasie. Om liefde te wys, selfs wanneer dit nie gerieflik is vir ons nie. En om nee te sê vir jouself, sodat jy kan ja sê vir Christus. Het jy geweet, laste breek mense, maar die kruis breek nooit mense nie. Weet jy wat in die kruis? Die kruis breek nooit nie, die kruis vorm altyd. Laste breek, maar die kruis vorm ons. Maak ons meer soos Jesus. Hier is 'n paar kritiese verskille. Dis nie op skerm nie, so ek wil jou aanmoedig wanneer jy kerk toe kom, bring 'n notaboekie saam, skryf dit in, of kry die notas in die week, ons sal dit vir jou uitstuur. Maar hier is 'n kritiese verskil tussen laste en die kruis. Laste maak jou moeg, die kruis maak jou vry. Laste moet neergelê word, die kruis moet opgeneem word. Laste lei ons lewens met druk, die kruis lei ons lewens met lewe. Laste neem jou vrede weg, die kruis bring vrede. Laste dryf jou weg van God. Jy het soveel laste, jy bid nie meer nie, jy sing nie meer nie, jy spandeer nie eens tyd meer met hom nie. Laste bring jou weg van God, die kruis bring jou nader aan God. Laste breek jou karakter, die kruis vorm jou karakter. As jy wil weet of iets 'n las is en of iets jou kruis is, kan jy die volgende riglyn gebruik in jou lewe. As dit jou breek, eerder as om jou te bou, is dit 'n las en nie jou kruis nie. As dit jou breek, eerder as om jou te bou. As dit jou bou, as dit jou vorm, as dit jou heel maak, as dit jou vry maak, as dit vreugde terugbring in jou lewe, is dit nie 'n las nie, dis die kruis. Maar as dit jou vreugde steel, as dit jou vrede steel, as dit jou moed steel, as dit jou hoop steel, as dit jou moeg maak, is dit 'n las, nie die kruis nie. Kom ek lees vir jou 'n storie vanoggend. Die naam van die storie is die verkeerde gewig. Hy het dit nie eens agtergekom toe hy dit optel nie. Aanvanklik was dit net 'n klein sak. Niemand anders het aangebied om dit te dra nie, so hy het gedink, dit is my verantwoordelikheid. Ek sal dit regkry, het hy vir homself gesê. Met tyd het die sak swaarder geraak, elke dag nog ietsie daarin. Iemand anders se verwagtinge, iemand se teleurstelling, skuld oor foute wat lankal vergewe is en die stille vrees dat as hy dit laat val, alles uitmekaar uit sal val. Hy het stadiger begin loop. Sy skouers het gebrand, sy asem het kort geword.
Maar elke keer wat iemand vra of hy reg is, het hy gedink, dis my las. Hy het dit geglo. Toe hy uiteindelik nie meer kon nie, het hy gaan sit, uitgeput, skaam, leeg. Langs die pad het 'n kruis gestaan. Eenvoudig, rof. Dit het nie lig gelyk nie, maar dit het stewig gestaan, asof dit gemaak was om gedra te word. 'n Stem het sag gesê, ek het jou nooit gevra om daardie sak op te tel en te dra nie. Hy het opgekyk en gesê, maar ek het gedink ek moes. Nee, het die stem gesê. Daardie las was nooit joune nie. Gee dit vir my. Maar die kruis, dit is joune. Nie om jou te breek nie, maar om jou te lei. Met bewerige hande het hy die sak neergesit. Dit het met 'n dof klapgeluid geval, asof dit lank gewag het om losgelaat te word. Toe hy die kruis opneem, het iets verrassends gebeur. Sy rug het vir die eerste keer weer regop gekom. Sy tree het weer ritme gekry. Hy was nie ligter nie, maar hy was vryer. En vir die eerste keer het hy verstaan, laste maak jou moeg, maar die kruis maak jou gehoorsaam. In slot, Jesus het nooit gesê, neem jou las op en volg my nie. Hy het gesê, neem jou kruis op, want laste breek ons, maar die kruis hy ons na lewe. Jesus ruil vandag nog laste vir kruise. Ek wil vanoggend, voordat ons afsluit, vir jou vra, of jy in jou hart op hierdie oomblik kan identifiseer, watter laste jy by hom vandag kan kom los. Dink aan alles wat swaar weeg, alles wat breek, alles wat jou ver van hom afgevat het, wat jy vanoggend na hom toe kan kom bring, en soos daardie sak in daardie man se storie neergesit was, met 'n klapgeluid op die grond, nooi hy ons om ons laste te kom neerlê, nooi hy ons om ons laste te werp op hom, nooi hy ons om ons lewens te herbelyn in gehoorsaamheid en ons kruis weer op te tel. En vanoggend kan ek aan geen beter manier dink om ons laste oor te gee as by die tafel van die Here nie. En ek wil vra of Hendrik, of julle ons kan help en solank ons kinderkerk en ons jeug kan innooi, waar ek hierdie gedagte gaan afsluit vanoggend, want hulle gaan saam met ons hier aan deelneem. Maar kan nie dink aan 'n beter manier as by die kruis, hier waar ons vanoggend herinner word aan dit wat dit Jesus gekos het om ons laste op homself te neem nie, om ons swaar kry op homself te neem nie, om hierdie sakke wat ons deur ons lewenspad opgetel het, op te tel en te ruil vir die kruis, sy juk en sy las, wat vir ons sag is. Jesus sê dit vir ons in Matteus 11, ek sal vir die vers op skerm ook sit, hy sê, neem my juk op julle, en leer van my, ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind, nie las vind nie, rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las, natuurlik is sy las lig. Jesus staan nie gebuk onder die lewe nie. Jesus se las is nie swaar nie. Sy las is lig. Daar's niks wat ons God kan belas nie. Daar's niks wat vir hom te moeilik en te swaar is nie. Niks is by God onmoontlik nie. Selfs al lyk dit onmoontlik by ons as mens, is niks by hom onmoontlik nie. Daarom ruil hy vandag nog sy juk vir ons juk, sy las vir ons las, dit wat lig is vir dit wat ons gedra het, wat swaar is. En ek wil vanoggend, wanneer ons gaan stilstaan by hierdie tafel en hierdie embleme gebruik, wil ek herinner dat terwyl ons net vir 'n oomblik stil staan, ek jou nooi om eerlik met jouself te wees in hierdie oggend. Dit is die 1 Februarie van 2026. Ek kan eintlik nie glo dat ons al reeds deur 'n nuwe maand is in die nuwe jaar in nie. Kan jy dit glo? Dis die begin van 'n nuwe maand, dit is die begin van 'n nuwe dag,
Dit is die begin van 'n nuwe seisoen. En kom ons wees eerlik, party van ons voel moeg, maar nie omdat ons ongehoorsaam was nie, eerder omdat ons iets opgetel het, langs ons lewenspad wat ons nooit bedoel was om te dra nie. As jy weet, daar is vanoggend 'n las op jou skouers, miskien is daar die las skuld, of vrees, of verantwoordelikheid vir iemand anders se keuse, die druk om altyd sterk te wees of sterk te lyk. Ek weet nie. Miskien is dit 'n verwagting, iets wat nooit deur God vir ons gegee was nie. Dan wil ek jou nooi vanoggend om dit te kom neerlê. Ek wil jou nooi vanoggend om nie met leë hande weg te gaan nie, want om jou las neer te lê is nie om met leë hande huis toe te gaan nie, maar eerder dat ek die las van die lewe sal kom neerlê, sodat ek die kruis van Christus weer kan opneem. Nie as 'n straf nie, maar as gehoorsaamheid, nie as 'n las nie, maar as 'n pad na die ewige lewe. En vanoggend gaan ek vir jou bid, wanneer ons hierdie embleme gaan gebruik, en as jy vandag sê, Here, ek wil nie langer die laste dra wat nie myne is nie, ek wil my las neerlê en my kruis opneem, dan wil ek jou nooi om dit saam met my in jou hart en voor God te kom doen vanoggend. En wanneer ons kinders ingekom het, gaan ons dan hierdie embleme uitdeel en saam bid en vir die Here vra om in 'n bonatuurlike ruiltransaksie vandag sy las wat lig is en sy kruis wat lewe is te ruil vir die laste waarmee ek en jy miskien vandag ingekom het.